Goeienaand, ek hoop almal kan my duidelik hoor. En nou, hierdie gedagte het al lankal ontstaan, en toe met die expo het ek en Stefan gaan koffie drink. En Stefan het gesê, goed, kom ons begin dit, en ek gaan jou help ook, en hy het my 'n klomp stof gegee, en hy het gesê, as ons iewers vashak, dan kontak ek kom, en hy kom bied ook goed aan. So, en Willem Boshoff, so, die gedagte is om vir ons 'n goeie Bybelse fundament te skep, waarmee ons kan werk. En ek vertrou dat dit ook vir julle 'n baie geseënde aand gaan wees. Nou, as ons begin, het ek gedink, daar's 4 goed wat ek vanaand met ons wil oor praat. Die eerste een is die voorwaardes vir verstaan van die Bybel. En daar gaan ek nou nie, ek het so 'n paartjies wat ek gaan noem, en ek gaan so 1 of 2 van hulle vat en net so 'n bietjie meer daaroor sê. Jy kan verskriklik baie meer daaroor sê. Want het julle ook al agtergekom dat baie keer praat 'n mens met mekaar oor die Bybel. En julle vind mekaar net nie. Dit is asof julle mekaar nie verstaan nie, asof dit in verskillende wêrelde is. Dat die een so praat en die ander een so praat en uiteindelik dan kom jy by die punt en sê, ag man, ons gee mekaar name. Jy's liberalis, of jy is 'n fundamentalis, of jy's verkramp, of jy's dit. Omdat ons uitgangspunte oor die goed so verskillend van mekaar is, dat ons mekaar nie ontmoet nie. Ons wil vanaand 'n basis skep vir goeie gesprek. Nou, die voorwaardes van verstaan is die een. Die tweede een is oor die Joodse geloof is 'n proklamerende, lerende geloof. Die derde een, die wortels van die Christelike geloof is 'n proklamerende, lerende geloof. Want waar het dit uitgekom? Dit het ontstaan vanuit die Jodendom. En dan die vierde een, en dis waar die hele verandering kom, is dat Jesus is die inhoud van die Christelike geloof. Dis die 4 punte waarby ons vanaand gaan stil staan. Nou, daar het ek dit, die voorwaardes vir verstaan. Die eerste ding is, watter soort gesprek is mens mee besig? Wat 'n soort teks werk jy mee? Want die teks waarmee jy werk sê vir jou iets. Kyk nou byvoorbeeld hier, ons gaan kyk na die soort teks, die afstand in tyd, die kulturele afstand, die geografiese afstand, die afstand in die taal. Maar ons gaan nie by hulle almal stil staan nie. Ons gaan net by die soort teks en die afstand in die tyd. Gaan ons 'n bietjie by stil staan om net 'n gedagte te kry, 'n aanvoeling te kry oor die verstaan van die teks. 'n Grap. Ons almal weet mos hoe 'n grap werk. 'n Grap het mos 'n punt. Jy sê jy vang die grap of jy vang die grap nie. Dit wil 1 punt maak. Maar as jy nie verstaan, dit is die soort ding, 'n grap het 'n punt in wat hy wil maak nie, maar dink dit is 'n werklike gebeurtenis, dan gaan dit soos hier. Piet wil die grap vertel. Het jy al die een gehoor? Koos, watter een? Piet, 'n ou stap by 'n kroeg in. Koos, watter ou? Piet, ag man, sommer 'n ou. Koos, maar wat is sy naam? Piet, ek weet nie. Koos, maar hoe kan jy nie weet nie? Jy praat van hom. Piet, nou goed, Sarel van der Merwe stap by die kroeg in. Koos, waar was dit waar hy ingestap het? Piet sê vir hom, ag, kom ons sê nou maar Pretoria.
Koos, wanneer was dit nou weer? Piet, kom ons vergeet dit. Want Piet wou 'n grap vertel, en 'n grap het 'n punt wat jy moet verstaan, dis nie 'n werklike gebeure nie. In die Bybel is dit ook so. Kyk 'n bietjie byvoorbeeld, hier kry ons met 'n fabel te doen. In Rigters 9 vers 8 tot 15 het ons 'n fabel. Op 'n keer het die bome bymekaar gekom om vir hulle 'n koning te kies. Hulle het vir die olyfboom gesê, wees jy ons koning, maar die olyfboom het geweier en vir hulle gesê, moet ek ophou olyfolie produseer waarmee eer betoon word aan beide gode en mense, net om tussen die bome rond te dwaal en om oor hulle te regeer. Toe sê hulle vir die vyeboom, wees jy dan ons koning? Maar die sê vir hulle, moet ek my lekker soet vrugte prys gee om tussen die bome rond te dwaal en oor hulle te regeer? Toe sê hulle vir die wingerdstok, wees jy ons koning? Maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee, wat gode mense gelukkig maak, net om tussen die bome rond te dwaal en oor hulle te regeer? Uiteindelik het al die bome na die doringbos toegedraai en gesê, wees jy dan ons koning? Die doringbos het geantwoord, as julle my regtig as julle koning wil kroon, kom staan dan hier in my skaduwee. En as julle dit nie wil doen nie, sal daar 'n vuur uit die doringbos uitgaan, wat al die seders van die Libanon sal verbrand tot niks. Kan bome 'n politieke vergadering hou? Kan bome kies? Kan bome in gesprek tree met mekaar? Nee. Ons het hier met 'n fabel te doen. En in hierdie fabel kan bome praat, bome kan stories vertel, en bome kan politieke vergaderings hou. Want uiteindelik wil hierdie verhaal 'n punt maak. Dis literatuur. Die Ou Testament bestaan uit 'n geweldige klomp literatuursoorte. Daar is verhale, daar's wette, daar's lyste geslagsregisters, en geslagsregisters is nie net sommer gegee nie. Daar's liedere, daar's gedigte, daar's spreuke, daar's fabels, daar's geskiedenisvertellings, daar's wysheidsgeskrifte, daar's profetiese geskrifte, daar's apokaliptiese geskrifte. In die Nuwe Testament dieselfde. Jy kry gelykenisse. Gelykenisse wil 'n punt maak. Jy kry spreuke, jy kry liedere, jy kry preke, vertellings, reisverslae, briewe, apokaliptiese geskrifte. So jy het met 'n klomp soorte literatuur te maak. En dan moet 'n mens nou weet, hoe werk hierdie literatuur om te verstaan die punt wat gemaak wil word. Paulus byvoorbeeld, né? Hy gebruik byvoorbeeld die Midrash. Nou Midrash is die rabbynse uitlegmetode. En nou gebruik hy die Midrash, hierdie rabbynse uitlegmetode, om Romeine 4 vers 1 tot 12 te skryf. Of Romeine 3 vers 10 tot 18. En hierdie Midrash het 7 reëls gehad.
Interessant genoeg het dit ontstaan by die Rabbi Hillel in die tyd van Alexander die Grote. Toe hulle gesê het, hoe moet ons die skrif verstaan, toe het Hillel hierdie 7 reëls opgestel, hoe die skrif verstaan moet word. En die kleinkind van Rabbi Hillel was Gamaliel. En nou weet ons almal, Paulus het aan Gamaliel se voete gesit en by Gamaliel geleer. So Paulus gebruik daardie metode om uit te lê. Jy kry die pesher. Die pesher is simbole wat geheimnisse wil uitlê. En dit het ontstaan, veral in daardie tyd van die onderdrukking en goed. Daniël boek, die boek Daniël, gebruik die pesher metode. Markus 13, die pesher. Die boek Openbaring is 'n uitbouing van hierdie pesher metode, wat metodes gebruik om uit te lê, en daarom is die hele boek Openbaring apokalipties, dis die uitlê, die simbole wat die goed moet uitlê. En interessant genoeg, interessant genoeg, is dat hierdie apokaliptiese materiaal, wat die skrywer van Openbaring gebruik, om die boek Openbaring te skryf, en hy doen dit aan die hand van die liturgie van die Sanhedrin. En as 'n mens dit nie verstaan nie, dan verstaan jy nie hoe die boek Openbaring werk nie. So daar is hierdie wonderlike goed. Daar's afstand in tyd. Nou, ons leef min of meer 2000 jaar nadat die laaste woorde geskryf is. Kom ons sê dit is die boek Johannes, wat in 100 na Christus geskryf is. Nou tussen wanneer Johannes geskryf het, en waar ons vandag leef, is bykans 2000 jaar. Abraham, Isak en Jakob se gebeurtenis het 2000 voor Christus plaasgevind. Nou die afstand tussen ons, Abraham hulle, tot waar ons is 4000 jaar. En as jy kyk, Abraham, Isak en Jakob, hier Genesis 12 tot 50, wat 2000 jaar voor Christus ontstaan het, is eers neergeskryf 1000 jaar na die ontstaan. Dis in die tyd van koning Dawid en Salomo opgeteken. Intussen is die goed oorvertel, weer vertel, in ander kontekste vertel, die verhaal het ander betekenisse aangeneem, totdat dit uiteindelik eeue daarna neergeskryf is. So daar's afstand in tyd. En daarmee moet 'n mens rekening hou. Hulle wêreld was 'n totaal ander wêreld as die wêreld waarin ons geleef het. Daar's 'n afstand tussen die gebeurtenis self, wat plaasgevind het, en die neerskryf van daardie gebeurtenis. So daar's 'n belangrike verskil tussen die geskiedenis van die gebeurtenis en die geskiedenis van die Bybelteks self. Ek wil hierdie aanhaling gee. A loss to understand what the
text means, because it involves subjects far removed in the past. Ek kan die pens en potjie sommer nou in 'n teks klim en sê, dis wat die teks sê nie. Kom ons vat nou 'n voorbeeld. Onthou die voorbeeld wat ek nou gaan vat is die in die Nuwe Testament. Die Ou Testament is 100 maal meer ingewikkeld as die Nuwe Testament. As ons daarop ingaan, dan dit maak 'n totaal ander wêreld oop. Maar kom ons vat nou die roeping van Matteus, die tollenaar. Daar in Matteus 9 vers 9 tot 13. Nou, daar is die gebeurtenis. Jesus aan huis van die tollenaar Matteus. So hy eet by Matteus, dis so ongeveer 27 na Christus. Daar's ooggetuienis wat die gebeure raak sien, hè? Die disippels, die tollenaars, die fariseërs. En toe is die verhaal oorvertel. Dit het 43 jaar gevat. Wat die verhaal so mondelings oorvertel is, dan in die konteks, dan in daardie konteks, voordat dit uiteindelik neergeskryf is. So die opskrifstelling daarvan is omtrent ongeveer 70 na Christus, is dit in 'n Griekse geskrif, die Evangelie van Markus, opgeteken. Matteus en Lukas ontstaan uit Markus uit. Hulle gebruik Markus en nog ander bronne wat in die omtrek was, om hulle evangelie te gaan skryf. Sodat die elkeen sy eie verhaal vertel. So die betekenis wat Matteus, die tollenaar by die eet van die huis by Matteus het, gaan nie dieselfde wees as wat dit by Lukas het, of as wat dit by Markus het nie. Elkeen het op sy eie manier hierdie verhaal binne sy verhaal ingebring en 'n bepaalde betekenis daaraan gegee. Daarom sê ek baie keer mense, jy kan nie sommer 'n teks net so aanhaal, Markus, Matteus, Lukas, wat, jy kan nie 'n mengelslaai van die Bybel maak nie. Jy moet my sê, hoe het Markus dit gesien? En hoe verskil die siening van Markus oor hierdie gebeure met die van Matteus? En hoe verskil Matteus met die van Lukas? So die evangelie van Matteus het ongeveer 85 na Christus ontstaan. So 'n hele 15 jaar later as Markus. En dan was daar kopiëring daarvan. Dis met die hand oorgeskryf. Die oorspronklike verhale, die oorspronklike tekste is verlore. Daar is nie oorspronklike nie. Wat ons het, is kopiëring van kopiëring van kopiëring van kopiëring. Kyk nou by byvoorbeeld Markus 16. Hy sluit af by vers 8. Maar in ander bronne het hulle voel, maar dis 'n verskriklike stomp afsluiting. Kom ons sit die ander by. Kom ons sit 'n laaste stukkie by. Wat so bietjie daarom meer vertel wat aan die gang was. En nou sal julle sien in die Bybel,
In die nuwe vertalings en goed, laat hulle daardie stukkies uit. Na Markus 16 vers 9 word uitgelaat. En miskien is dit 'n fout. Omdat die verhale in verskillende kontekste, verskillende plekke, verskillende betekenisse gehad het. So dit is nie so eenvoudig nie. Nou, die slotsom wat ons daartoe kan maak, is dat daar's belangrike verskille tussen die geskiedenis van die gebeurtenis en die geskiedenis van die Bybelteks self. A loss to understand what the text means because it involves subjects far removed in the past. Dat mens dink nee. Die Jode was uniek onder die volke. Hulle was uniek in hulle godsdiens. Kyk, hulle het baie goed met die ander gode gedeel. Met die ander volke en hulle gode gedeel. Hulle het geleef in 'n wêreld waar almal geglo het gode het gode koninkryke. En gode het ook hemelse wesens. Daar's engele, daar's aardsengele. En daar was baie gode. Daar's 'n gode vir dit, 'n gode vir vrugbaarheid, 'n God vir dit en 'n God vir dat en 'n God vir die ander. En almal is op 'n bepaalde wyse aanbid. Al die godsdienste het dit op 'n bepaalde wyse gedoen. Die gode is aanbid. Met voorgeskrewe offers van diere of kosprodukte, heilige plekke soos tempels, want die tempel was die plek waar die God kon woon het, kon vertoef het. Jerusalem was 'n tempel. Hulle het in Jerusalem God kom ontmoet. Hulle het soontoe jaarliks opgetrek. Maar in sekere opsig het die Jode verskil van al die omringende volke. Waar die omringende volke baie gode gehad het, 'n God vir alles. Het die Jode net een God gehad. Ons noem dit monoteïsme. En jy kry dit so mooi geskryf in Deuteronomium 6. Moses het weer vir die volk gesê, hier is die wet en die voorskrifte wat die Here gesê het ek vir julle moet leer. Leef daar volgens in die land wat julle binnekort binnegaan. Israel onthou altyd. Wanneer julle is die ander lande Kanaan in goed te gaan, is daar hordes gode. Maar onthou dat die Here ons God alleen Here en God is. Daar is nie ander nie. En jy moet die Here jou God met alles binne in jou, ja, met jou hele wese lief hê. Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet dit ook jou kinders daarvan vertel. En jy moet oral daaroor praat, of jy nou in jou huis sit, of jy op die pad is, of jy bietjie gaan lê, of jy weer opstaan. Jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas, en bind dit styf vas om jou voorkop. Skryf dit op jou huise deurkosyne, en op die groot hekke van die stad. Enigste Here. En toe Markus, toe vanmôre Marko gelees het van Matteus 4. En wat sê die duiwel vir hom? Val neer en aanbid my. Wat sê die Here vir hom? Haal hy hieruit. Die Here jou God
is die enigste Here. Jy mag net die Here jou God alleen aanbid. Daar's net een Here. Wat die Jode in nog 'n opsig uniek maak, is dat hulle hierdie tradisies en hierdie goed van Abraham, Isak en Jakob en daardie gebeure neergeskryf het. En dit as 'n bron gebruik het om hulle geloofslewe in die toekoms te rig en te help. Dit was nie onder die ander volke so nie. En hierdie wet en die profete het hulle scripture genoem. Was vir hulle 'n saghebende bron van hulle geloofslewe. Hulle het 'n lewende geloof gehad in hierdie geskrifte wat oor God gegaan het, wat hulle neergeskryf het. Daar was baie maniere hoe hulle ook hier goed geïnterpreteer het. Almal wat nou oor hierdie lewende geskrifte, hierdie wet en die Torah en die profete, het hulle interpretasies gemaak en hulle het dit mondelinge oorleweringe genoem en dis ook neergeskryf. Onthou julle, Jesus het in Matteus 5 byvoorbeeld gesê, waar die mense met hierdie mondelinge oorleweringe kom en gesê, die mense het gesê, maar ek sê vir julle. Mense het baie bedoelinge oor die skrif en baie interpretasies, maar ek sê vir julle, wat ek nou vir julle sê, is die werklike betekenis van hierdie gedeelte. So die disippels het in aansluiting vanuit die tradisies waaruit hulle kom, die skrifte geleer en bestudeer. So kom Matteus Evangelie. Die Matteus Evangelie werk met 'n belofte en vervullingsskema. Dit is die beloftes, so is dit vervul. Paulus het dit self ook so uitgelê. Die Christelike geloof was soos die Joodse geloof 'n lerende geloof, gebaseer op die skrifte, en uit daaruit het hulle geleef. Dit bring ons die Christelike geloof as 'n lerende geloof. Jesus het die gebruik gehandhaaf. God se woord lê in die Torah en die profete opgeteken. En weet julle, Jesus het baie keer die sinagoges besoek. Paulus het die sinagoges besoek. En die argitektuur van die sinagoge was 'n vierkantige gebou met banke teen die muur, waar die mense kon sit en luister. In die middel was daar die bema, die verhoog, met 'n lesenaartjie daarop, waarop die skrif geplaas word en gelees word. En dan was daar die ark van die Torah, waar die wet en die profete bewaar is. Dan is daar die wet of profeet gevat en oopgemaak en dit is gelees en dan toegerol en weer terug in die ark gesit en die rabbi het dit dan uitgelê. En so het Jesus dit ook gedoen. So het Jesus by geleentheid in Lukas 4 vers 28 en 29 dit gedoen. Hier in Lukas 4 vers 16 tot 21 besoek Jesus die sinagoge by Nasaret,
Markus vertel hoe hy die sinagoge by Kapernaum besoek het. Matteus vertel, hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in die sinagoges geleer. En dan kom Jesus in Lukas en hy vertel van 'n gebeure in die sinagoge. Daarna het Jesus die boekrol toegemaak en dit aan die amptenaar van die sinagoge teruggegee. Hy het gaan sit terwyl almal se oë op hom vasgenaal was. Toe sê hy, vandag het al hierdie woorde uit die Bybel waar geword, reg voor julle oë. Almal in die sinagoge was stom geslaan. Hulle kon nie glo dat Jesus sulke mooi dinge sê nie. Is hy dan nie Josef se seun nie? Het hulle onder mekaar geredeneer. Paulus het gesê, hierdie geskrifte moet gelees word. Hy skryf 'n brief aan Tessalonisense, 1 Tessalonisense. Dis die oudste brief. Dis die oudste geskrif in die Nuwe Testament. Dis ongeveer 48 na Christus geskryf. En wat sê hy vir hulle daar? Julle moet mekaar vriendelik ontvang. Soen mekaar met 'n heilige soen as julle saamkom, soos wat dit Christene pas. En ek versoek julle baie ernstig in die naam van die Here, dat hierdie brief by julle byeenkomste aan al die gelowiges voorgelees word. 20 jaar na Jesus se dood, skryf Paulus hierdie brief. 20 jaar voordat Markus sy evangelie geskryf het. En dis nie 'n algemene briefie nie. Dis 'n brief waarop Paulus aandring dat dit hier by die huisgemeentes gelees moet word. Dit is 'n gesagheffende brief wat van hom as stigter van die gemeentes kom om hulle te begelei op die pad van Christus. So Jesus is die vervulling van die skrifte en vorm die inhoud daarvan. Mettertyd het die interpretasie van die geskrifte deur die Christene op dieselfde betekenisvlak as die wet en die profete gelê. Dit is ook 'n hele geskiedenis. Maar dit het op daardie vlak gekom. Wat was die boodskap van Jesus? Ons sê, Jesus is die vervulling en die inhoud daarvan. Wat is die boodskap van Jesus? Die boodskap van Jesus was die Griekse woordjies kairugma. Prediking. Baie keer word dit met prediking vertaal, maar eintlik beteken dit inhoud. 1 Korinte 15 vers 14. Dit gaan oor die inhoud wat gepreek moet word. En wat is hierdie inhoud wat gepreek moet word? Die inhoud is Christus. Dis waaroor dit gaan. Ek het die heel belangrikste boodskap aan julle bekend gemaak. Presies soos wat ek dit ontvang het, hoor dit weer. Christus het dood gegaan om te betaal vir al ons sondes, soos wat die skrifte leer. Hierna is hy begrawe, toe is hy op die 3de dag deur God lewendig gemaak uit die dood, soos wat die skrifte leer. Hy het toe aan Sefas verskyn,
En daarna ook aan die 12. Later het hy verskyn aan die 500 mense op dieselfde tydskip. Die meeste van hierdie mense leef nog, en toe het hy ook aan Jakobus verskyn, en ook aan die apostels. As dit daarom waar sou wees, dat Christus nie opgestaan het nie, en daardie hele storie, beteken dit dat alles wat ons vir julle vertel het, net 'n klomp leuns is. Dat julle in net mooi niks glo, wanneer julle sê julle glo in Christus nie. Om dan te sê jy glo in Christus. En dit het nie gebeur nie. Is dit niks werd? Dit beteken niks. En dit is nie al nie, as Jesus nog dood is, beteken dit dat ons 'n klomp leuns ook oor God ook vertel. Want ons sê mos, hy het Christus lewendig gemaak. So, die inhoud van die boodskap was Jesus Christus. Daar is 'n tweede ding waarvoor die woordjie kerugma gebruik word. Dis aankondiging of amptelike verklaring. Om in openbaar jou godsdienstige beginsels en waarhede te verklaar. Kyk hier, waar Petrus hulle voor die Sanhedrin gedaag word, daar dieselfde Sanhedrin wat Jesus ter dood veroordeel het, né? Julle almal en die hele volk Israel moet weet, dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Jy's hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Wat is die doel van hierdie verklaring? Die doel van hierdie verklaring is, die verklaring oor Jesus moet dringend aanvaar word en in lyn kom daarmee. Hy sê vir daai sinagoge, hy sê vir daai Sanhedrin, julle moet hierdie verklaring oor Jesus aanvaar. En julle moet in lyn daarmee kom. Daarom was hulle toe woedend en het hulle na buite toe geneem en gegeesel. En hierdie boodskap oor Jesus, die inhoud, die verklaring, moet nie net verkondig word nie, maar ook geleer word. Presies, ek oor my tyd, presies soos wat dit gebeur het in Deuteronomium 6. Die Here julle God is die enigste Here. Leer dit vir julle kinders. Skryf dit op hulle hande. Vertel hulle. Hierdie boodskap moet nie net verkondig word nie, dit moet ook geleer word. Matteus 28:19 gebruik hy hierdie aoristus imperatief. Ons noem dit 'n ingressiewe of 'n gnostiese imperatief, wat beteken, as jy nou hier uitgaan, gaan maak disippels. Gaan maak disippels. Hoe lyk 'n disipel? Gaan maak disippels, en wat moet hulle dan? Hoe? Die daskontes. Autos. Maak disippels is die werkwoord. En hoe doen julle dit? Leer hulle. Leer hulle hierdie kerugma oor Jesus Christus, die Here.
Handelinge 2:48. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels. Oor die leer. In 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. Jy moet vashou aan dit wat jy geleer is. Jy is oortuig dat dit die waarheid is, want jy weet by wie jy dit alles geleer het. Van kleins af ken jy die heilige skrifte. Hierin vind jy die regte wysheid. Dit leer jou hoe om gered te word deur geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en deur die Gees aangeraak. Dit help ons om die regte onderrig te gee. En die regte onderrig, wat is die regte onderrig? Die regte onderrig is Jesus Christus. Jy moet vashou aan dit wat jy geleer is. Daar in 1 Timoteus 4:13. Jy is oortuig dat dit die waarheid is, wat jy weet by wie jy dit alles geleer het van kleins af. Jy ken die heilige skrifte, vind jy die regte wysheid? Dit leer jou hoe om gered te word deur geloof in die Here Jesus Christus. God geïnspireer en deur sy Gees aangeraak. Die hele skrif is deur God geïnspireer om die regte onderrig te gee. 1 Timoteus 4:13, totdat ek kom. Jy die hele tyd besig wees om vir die mense uit die Bybel voor te lees. Mense aan te moedig en hulle reg te leer. En daar's 3 dinge wat Paulus sê Christene moet doen. Jy moet vir die mense lees, hy gebruik die woord anagnosis, met antwoorde, lees vir mense die Bybel. Bemoedig die mense, leer hulle. Dan gebruik hy didaskaleia as term. Leer die mense oor Jesus Christus. Nuwe Testament sit die tradisie van die Ou Testament as lerende geloof voort. Nou Stefan het dit vir my vreeslik mooi opgesom en nou, daarom gee ek vir jou nou Stefan se woorde hierso. Die Christendom is 'n lerende godsdiens met 'n nuwe onderwyser, die Heilige Gees. En wat is die Heilige Gees se syllabus? Jesus. Hoe lei die Heilige Gees? Na Jesus toe. So 'n lerende geloof waarvan ons deel is, 'n nuwe onderwyser, die Heilige Gees, en 'n nuwe leerplan wat Jesus is. Die Nuwe Testament is vol van Jesus. En dan die onderrig met die doel in die Nuwe Testament is om karakter te vorm. En dit het ons so 2 weke terug het ons 'n erediens daaroor gehad, oor karaktervorming deur die Gees. 1 Timoteus 4:12, leer hierdie dinge van vroeg tot laat, moenie toelaat dat iemand neerkyk op jou omdat jy nog jonk is nie. Sorg eerder dat jy 'n voorbeeld vir die gelowiges is. Wees 'n voorbeeld hoe jy praat, hoe jy optree, en in hoe jy almal liefhet, en hoe jy glo, en in hoe jy rein en reg leef. Die Nuwe Testament gaan nie net oor die dra van inligting nie, nie net 'n klomp dinge oor Jesus leer nie, maar inligting as sodanig verander nie mense nie. Maar dit is wanneer dit my karakter verander, dat ek regtig leer. Dat ek 'n nuwe mens word.
Dan sê hy, ons moet nuwe mense word. En jy moet hierdie dinge vir die gelowiges leer, dan sal jy goeie bediende van Christus Jesus wees, dan sal jy goed geoefen wees in die inhoud van die geloof wat ons verkondig, as ook in die leringe. En wanneer die onderwyser in ons werk en die syllabus Christus is, leer die Gees ons om te dink soos Jesus dink. En dan verander ons al hoe meer na die beeld van God, waar die Gees in ons werk, weerkaats ons nou die heerlikheid van die Here, en word ons al hoe meer verander, om sy beeld uit te straal. Die Christendom is nie net 'n leerende geloof nie. Dit is 'n veranderende geloof wat vir ons 'n nuwe karakter vorm. Al meer na die beeld van God. Daar moet ek en jy aanhou leer. Ek sê altyd, die hoofaktiwiteit van 'n gemeente moet 'n Bybelse gemeente wees. Hulle hoofaktiwiteit moet Bybelstudie wees. Al hoe meer gevorm te word na die beeld van Jesus Christus. Goed. Ek het gedink, as daar miskien enige vrae is, dan kan jy dit vir my WhatsApp of e-pos. Hierdie is beskikbaar as jy weer daarna wil kyk. En by die volgende geleentheid gaan ons 'n bietjie verder praat. Ons gaan dieper in hierdie goed ingaan. Goed.